Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Inteendeel, ons was ooggetuies van sy ontzagwekkende grootsheid. Nadat hy van God die Vader eer en heerlikheid ontvang het, toe die luisterryke en heerlik en majesteit die stem tot hom laat kom het, wat sê, hy is my seun, my geliefde seun, in wie ek my verbly, het ook ons daardie stem gehoor wat uit die hemel kom, terwyl ons saam met hom op die heilige berg was. En daarom beskik ons oor die profetiese woord, wat nog vaster staan. Julle doen die regte ding as julle daarop fokus, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môresterre opgaan in julle harte. Dit moet julle veral besef, geen profesie in die skrif berus op eie uitleg nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar meegevoer deur die Heilige Gees het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is. Daar was egter ook vals profete onder die volk, soos daar ook onder julle vals leraars sal wees, wat vernietigende ketterye sal insmokkel en selfs die Heer wat hulle vrygekoop het, verloon. So bewerk hulle 'n skielike ondergang vir hulle self. Baie sal die losbandige nagevolg van daardie mense deur wie se toedoen die pad van die waarheid belaster word. Deur hebse gedrewe, sal hulle julle met versinnende argumente uitbuit. Hulle vonnis staan reeds lankal gereed, ja, hulle ondergang tel hom nie. Goeiemôre Ligpunt. Goed om saam met julle te wees, goed om die kinders hierbo te hoor sing, en ek wil net saam met Stefan vir jou in die besonder welkom sê, as jy vandag hier in die begin nog, ek dink ons kan nog sê, dis die begin van die jaar, vir jou welkom sê, as jy hier so saam met ons is, hier waar ons ook kan saam wees. Hoe goed is dit nie, hoe lekker is dit nie, om al die lewe saam te sien, en die jong kinders, en ook die gryskoppe, almal van ons, om so saam te kan wees, en so saam te kan sing, soos ons nou net gedoen het. En soos wat Stefan aan die begin gesê het, vriende, is ons besig met hierdie afskopreeks vir die jaar, wat ons mee laasweek begin het, en soos ek laasweek ook genoem het, ek wil jou uitnooi as jy nie laasweek hier was nie, om te gaan luister of op ons podcast of op YouTube na laasweek se gedeelte, want hierdie afskopreeks probeer ons saam nadink oor Ligpunt se roeping. Met ander woorde, wat is dit wat ons as kosbaar ag in hierdie kerk, en wat glo ons is die rigting waarin God ons as 'n gemeente trek, en dit is wat ons in hierdie reeks mee besig is, maar ek gaan dit daar laat, want ons gaan in 'n oomblik 'n klein bietjie verder saam oor dit dink. Vriende, kom ons sluit weer die oë. Kom ons raak stil. Kom ons antisipeer dat wonderwerke gebeur wanneer God se woord verkondig word en sy Gees werk. Kom ons vra vir die Here om daai wonderwerke in jou en in my te doen. Kom ons sluit die oë. O Skepper van hemel en aarde, U wat in die begin gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig, en U het lewe in hierdie wêreld ingeblaas. Ons kom nou en vra weer, o God, sal U lig laat skyn, soos wat U praat, deur U woord, in U Seun, by kragte van die Gees. O God, ons het almal 'n aanhoudende en toenemende herskepingswerk nodig. Ons is so bewus van die dood en die duisternis, baie keer in ons eie harte en in ons eie lewens. En so ons vra U, o Heer, kom ontmoet met ons nou, kom praat met ons, kom doen 'n wonderwerk in ons, vir ons eie voordeel, Here, maar ook vir die beswil van die wêreld en die mense om ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, as daar een ding is wat ek dink ten minste meeste van ons oor so 'n bietjie skuldig voel, dan is dit die hoeveelheid tyd wat ons op skerms spandeer. Of dit nou jou foon is, of jou rekenaar is, jou iPad, jou TV, ek dink ons voel so 'n bietjie skuldig dat ons besef ons spandeer te veel tyd op daardie skerms. Die statistieke daar buite is absoluut skokkend.
Volgens 'n onlangse opname spandeer die gemiddelde Amerikaner 5 ure en 30 minute elke liewe dag waar hulle op die internet gekonnekteer is, en dit sluit uit die tyd wat hulle op die internet moet wees wanneer hulle by hulle werke is. Wanneer dit kom by ons fone, sê die statistieke dat wêreldwyd spandeer die gemiddelde persoon in die wêreld in 2025 4 ure en 37 minute elke dag op hulle smartphone. Hier is 'n area waar Suid-Afrika die beste in is, waarin ons wen. Suid-Afrikaners, volgens die statistieke, spandeer 5 ure en 15 minute elke dag op hulle smartphone. Ons is nommer 3, ons is in die top 5 in die wêreld, nommer 3, wanneer dit kom by die hoeveelheid tyd wat ons kyk na daai klein skermpies. Met betrekking tot streaming, sê die statistieke, dis nou natuurlik goeie soos Netflix en Disney Plus en Apple TV en YouTube en al daai dinge, en hierdie het totaal en al my brein gebreek. En ek is so 'n bietjie stout vir YouTube, ek moet bely. Sê Nielsen, en Nielsen is 'n baie bekende media metingsmaatskappy. Nielsen het aangedui dat as jy die hoeveelheid ure wat gestream was in 2023 net in Amerika sou bymekaar tel en jy sou dit op 'n tydlyn aan mekaar sit. Onthou nou, net 2023, net Amerika, die ure wat gestream was daai jaar en jy tel dit bymekaar op 'n tydlyn, dan tel dit op tot 21 miljoen jaar se video content 2023 net in Amerika. Vriende, dit alles dui aan natuurlik, soos wat ons reeds weet, dat ons as die moderne mens spandeer 'n verstommende hoeveelheid tyd en 'n verstommende hoeveelheid aandag aan skerms en die inhoud daarvan. En die taal wat ek nou hier gebruik het ek baie sprus gebruik as ek sê ons spandeer baie tyd, vriende, want ek hoop jy besef dit, maar beide tyd en aandag is kommoditeite. Dit is, om Engelse taal te gebruik, limited resources. Vir elke oomblik se tyd en aandag wat ek en jy spandeer op een ding, per definisie beteken dit dat ek mis uit, ek verloor uit op iets anderste. Want my tyd, my aandag is 'n limited resource. As ek dit hier gaan spandeer, of soos in Engels sal ons sê, ons pay attention, as ek daar my aandag aan gee, dan beteken daar's iets anderste wat ek nie aan kan tyd spandeer of my aandag aan kan gee nie. Ek mis uit op iets anderste wat potensieel vir my 'n beter return on investment kon gegee het. Vriende, ek begin hiermee vandag, want ek wil dit uit die begin uit vir ons sê, hierdie is my agenda, ek het 'n agenda vandag. Ek het 'n begeerte. My begeerte is om almal van ons, insluitende myself, opnuut in begin van 2025 aan te spoor om 'n mense te wees en toenemend te word wat ons tyd sal uitkoop. En wat sal agslaan op die dinge, vriende, wat regtig tel in die lewe, die dinge wat werklik saak maak, dit wat van onskatbare waarde is en dit wat vir jou en vir my in hierdie lewe die grootste return on investment sal gee. En dit is God se woord, die Bybel. Kyk saam met my op die skerm na ons sleutelteks vir vandag. 2 Petrus vers 19. Ons gaan vandag na die Afrikaans kyk, maar ek wil graag hê ons moet begin deur net die Engelse sleutelteks te lees, want as ons in Engels hoor, dan tref hy, dink ek, ons so klein bietjie skerper. Dit is ons sleutelteks vir vandag, 2 Petrus 2 vers 19. Petrus is aan die woord en hy sê, and we, verwysende na hulle as die apostels, and we have the prophetic word more fully confirmed, to which you, Christene, will do well. Dis 'n understatement. You will do well to pay attention to this prophetic word as to a lamp shining in a dark place. En soos ek net nou genoem het, vriende, ons is besig met ons reeks. Hierdie reeks wat ons kyk na Ligpunt se roeping. En ons het laasweek gesê, en dit is op die skerm hier agter my, Ligpunt se roeping is eenvoudig dit wat ons naam sê. Ons is 'n gemeente geroep om God se lig te laat skyn. Nou laasweek het ons begin en ons het laasweek gesê, wel, voordat ons mense kan wees wat God se lig gaan skyn na ander toe, veronderstel het in die eerste plek dat ons is 'n mense wat God se lig self geniet. Maar dan is die vraag natuurlik, hoe kom God se lig na jou en my toe? As God die bron
van lig is. Hy is ons son, ons is die sonneblom en hy skyn sy lig in ons lewe. Hoe kom daai lig vanaf God na ons toe? Nou dit is wat ons die volgende 3 weke oor saam gaan nadink. En vandag, in die eerste plek vriende, God se lig skyn by wyse van God se woord. God se lig skyn by wyse van God se woord. Kyk saam op die skerm. Hierdie is klein, jy hoef nie te kan lees nie, jy moet hopelik net die kleure te kan sien en die patroon te kan optel. Daar is 'n struktuur aan ons teks. Ek wys net die struktuur uit en dan gaan ons in die detail inspring, maar ek wil hê ons moet dit sien. Kan jy sien dat Petrus is hier in die woord? Eerste paragraaf praat hy oor die apostoliese lering as die waarheid. Petrus sê ons het die waarheid, maar hy kontrasteer dit daar in die eerste paragraaf met wat hy noem fabels. Fabels, mensgemaakte nonsens storieetjies. Dan in die laaste paragraaf, weer eens verwys Petrus na die apostoliese lering as die waarheid. Ons het die waarheid, sê Petrus. En sien jy dit daar, hy kontrasteer dit met wat hy noem in die Afrikaans 2020 kettery. Engels praat van heresies, valse lering, dwaalleer. Maar jy mag dalk hier so sit selfs vandag en dink jy, Petrus, jy is daarom arrogant. Wie sê vir jou dat jy is nou die een wat met die waarheid sit? Jy die lig gesien, jy die waarheid en al die ander ouens, hulle sê ook hulle die waarheid, maar jy sê dit wat hulle sê is bloot net fabels, dis net kettery. Hoe kan ons weet, vriende, dat wat Petrus en die boodskap van die apostels vir ons gee, is die waarheid? Wel, dis daai middelste paragraaf, vers 16 tot 21. Petrus gee vir jou en vir my en vir ons 2 redes, vriende, hoekom ek en jy moet agslaan op die skrif. 2 redes hoekom ons moet agslaan op die skrif. Kyk saam met my, hier is die eerste rede. Die eerste rede hoekom ons moet agslaan op die skrif, sê Petrus, is gegewe wat die skrif is. Gegewe wat dit is, moet ons agslaan op. Kyk saam met my nou, hou jou Bybel byderhand, of hou jou teksblaadjie byderhand. Ons moet nou verstaan wat Petrus vir ons hierso sê. Kyk saam met my vers 19, ons is terug by die sleutelteks. Petrus sê in ons sleutelteks, nou seker in die Afrikaans, en daarom beskik ons oor die profetiese woord wat nog vaster staan. Nou waarna verwys Petrus as hy sê ons beskik oor die profetiese woord wat nog vaster staan? Wel, vers 19 volg op vers 16 tot 18. En daar verwys Petrus na 'n insident, vriende, wat baie van ons dalk al so 'n bietjie van gehoor het, wat oorspronklik is in al die evangelies, waar die sinoptiese evangelies, maar die duidelikste vind ons dit in Matteus 17. Dit is wat Petrus daarna verwys in vers 16 tot 18. So, ek vat ons gou vinnig terug na, jy kan jou Bybel oopmaak as jy wil, dan maar na Matteus 17 toe. In Matteus 17 kom Jesus. En Jesus besluit om vir Petrus, wat nou hierdie brief vir ons skryf, hy vat vir Petrus, hy vat vir Johannes, hy vat vir Jakobus, sy naaste disippels, en hy vat hulle saam met hom op 'n berg. En in Matteus 17 sê die teks, sê Matteus vir ons, daar was Jesus op die berg verheerlik. Die Engels sê hy was getransfigure. Daai woordjie vir transfigure, verheerlik, is in die Grieks die woordjie metamorfose. Jesus gaan 'n gedaanteverwisseling van verheerliking plaas daar op die berg. Treffend, en hier hoor jy laasweek wat ons laasweek gesê het in Matteus 17. Matteus 17 beskryf Jesus wat in al sy glorie daar getransformeer word, verheerlik word as volg. Matteus sê in Matteus 17 vers 2, Jesus se gesig het gestraal soos die son. Sy klere het skitterend wit geword soos die lig. Matteus vertel vir jou en vir my verder, daar op die berg, Jesus in al sy glorie lyk 'n glans, verskyn Moses toe en Elia. En hulle praat met Jesus en toe is daar 'n helder wolk, maar wat 'n helder wolk, ek verstaan nie hoe dit werk nie, wat 'n skaduwee gooi, sê Matteus. En daar was toe 'n stem uit die hemel uit wat gebulder het en gesê het, hierdie Jesus is my geliefde seun, oor hom verheug ek my, luister na my seun. Luister na hom. En Matteus 17 vers 8, woeps, net daar, dadelik, Moses, Elia, weg. En net Jesus bly staan op die berg saam met Petrus en die ander disippels. Nou wat beteken dit, vriende? En wat is dit wat Petrus vir ons in ons gedeelte daaroor sê? Wel, vriende, wat ek en jy moet begryp, reg deur die Bybel is berge die plek waar God en mense ontmoet. Berge is die plek waar God
praat met die mens en hy openbaar wie hy is op berge vir sy mense, die bekendste plekke in die Ou Testament, waar God ontmoet met sy mense, met hulle praat en homself openbaar, sy woord aan hulle gee, is in Exodus aan Moses, by die berg Sinai, en in 1 Konings 19 op Horeb. Horeb is presies dieselfde berg as Sinai, en het 'n ander naam vir hom, met Elia. Dis waar God ontmoet het. Dit is hoekom, vriende, die Ou Testament as dit ware staan as die boeke van Moses en Elia. Moses die eerste 5 boeke van die Bybel, Elia as die modelprofeet, die profetiese boeke. En wat Matteus vir ons sê en wat Petrus vir ons sê, dat toe die stem uit die hemel uit sê, hy is my geliefde seun, maak seker julle luister na hom, en Moses en Elia verdwyn, dan wat dit aan jou en aan my kommunikeer, vriende, is dat in Jesus vind ek en jy nou God se volkome en God se volmaakte openbaring van homself. Vriende, dit is waarna Petrus verwys. Terug in ons teks. Dit is wat Petrus in vers 19 na toe verwys, as hy sê, ons is die apostels, ons wat daar op die berg was, wat ooggetuies was, ons sit met die profetiese woord wat nog meer vaster staan, die Ou Testament woord staan verseker vas. Maar ons woord, die woord van God in Jesus, wat Moses en die profete na toe vorentoe gekyk het, hierdie woord van ons staan nog meer vas as dit, vriende. Kyk na vers 20 en vers 21 in die teks. Dit is hoekom Petrus dan kan praat van die skrif, en met skrif bedoel hy hier die hele Ou Testament, maar dan ook hierdie Nuwe Testament apostoliese geskrifte. Dit is hoekom hy dan daarna verwys, vers 21, as nie woorde wat bloot deur mense gepen was nie. Nee, hierdie woorde van die profete en apostels was ja deur mense geskryf, maar deur die Heilige Gees meegevoer. Inderdaad, vers 21, dit is die woorde van God self, dis woorde wat vanaf God afkomstig is. Ek is seker is nie net ek nie, elke nou en dan kry ek so in my inbox kry ek 'n e-pos van een of ander Nigeriese prins. Wat met jou gebeur? Van prins so and so from somewhere, some tribe in Nigeria, en dan sê vir my, dear Mr. Johan, ek het gehoor van jou, and you were such a wonderful person, and I've decided to leave my whole estate to you, and you are the fortunate recipient of $10 million, en dan sit ek hom in my spam, en ek delete hom, ek sla nie 8 daarop nie, dadelik, gaan dit spam toe. Maar as ek en jy in ons e-poste ingaan, en jy kry daar 'n brief van 'n vriend van jou af, dan gaan jy dit lees, elke woord daarvan lees, jy gaan 8 slaan daarop, en jy gaan reageer daarop. As ek en jy 'n brief sou gekry het van die president af, en ons kan verifieer, dit is die president Cyril Ramaphosa, en hy skryf vir jou 'n brief, ek beloof vir jou, jy gaan regop sit, jy gaan seker maak, jy lees dit mooi, en wat ook al hy vir jou persoonlik sê, en vir jou aandag tot roep, gaan jy op reageer. Nou vriende, wat gaan ek en jy doen, as die skepper van die hemel en die aarde, vir jou en vir my 'n brief sou skryf? Persoonlike woorde, gepen in ink, vir jou en vir my. Vriende, dit is die punt dis Petrus se punt in hierdie gedeelte. Petrus sê vers 19 vir jou en vir my, slaan ag op die skrif, want dit is God wat praat. Dit is God wat praat. Die Bybel is die volkome en die volmaakte selfopenbaring van God in Jesus deur sy Gees. Nou hier is die uitdaging, en dit is presies die rede, by the way, hoekom 2 Petrus in ons Bybels is, vir hierdie uitdaging wat ek nou beskryf. Meeste van ons, en dit is veral waar van ons as gekerkte Afrikaners, meeste van ons sê, ja, of course, ja, poen, amen, ek stem saam met jou, Natuurlik is die Bybel quote-unquote God se woord. Maar die realiteit is, vriende, dis nie so maklik nie. Die realiteit is dat daar is 'n vyand, daar is 'n Satan, hy word genoem deur Jesus as die vader van leuns, en dit is sy primêre strategie as die vader van leuns, om nie vir jou en vir een of ander nuwe, totaal en alle boodskap te gee nie, dit sal te maklik wees. Nee, wat hy doen as die vader van leuns is, hy vat die waarheid,
En dan infiltreer hy dit met fabels en met kettery. Hy vat die waarheid en hy maak dit, hy buig dit net genoeg dat dit net lekker jekkerig is vir jou en vir my ore, met wêreldse wysheid en met onwaarhede wat nie van God se openbaring is nie, om jou en my op daardie manier te reüneer. En dit maak dood, vriende, dit reüneer ons. Kyk in ons gedeelte, hoe eindig Petrus die gedeelte? Hoofstuk 2 vers 1. Hierdie valse waarhede, hierdie valse lering vernietig, dis vernietigende leringe, sê Petrus in 2 Petrus 2 vers 1. 2 Petrus 2 vers 2, dit kweek in 'n mens se lewe goddeloosheid, losbandigheid. Hoofstuk 2 vers 3, hierdie valse leringe het die vermoë, en ons sien dit nie, ons sien dit. Dit byt mense uit in die hier en nou, en vir die wat aanhou dit so soetkoek indrink in die hiernamaals. Hoofstuk 2 vers 3 sal dit hulle ewige ondergang beteken. Kan ek jou vra soos wat jy vanoggend hierso sit? Vra jou. Kan jy onderskeid tref tussen God se waarheid en die fabels en die valse leringe van hierdie wêreld? Het jy die vermoë om onderskeid te tref tussen wat is die waarheid, wat is die fabel, wat is die valse lering? Het jy as dit ware 'n teologiese neus om te kan ruik as iets net so klein bietjie af is? Ek dink ons teks is in die verband verskriklik prakties gesproke, baie behulpsaam vir jou en vir my. In ons gedeelte, vriende, dink ek is daar ten minste 10 meer, maar ek gaan vier diagnostiese vrae gee wat goed sal wees vir jou en vir my, om altyd te vra, soos wat ons probeer onderskei tussen God se waarheid en die fabel en die valse lering. Die eerste plek om te begin, eerste diagnostiese vraag, het ons nodig om self te vra, hou die leraar, die sogenaamde waarheid, hou hierdie leraar vir my die skrif voor, beide die Ou en die Nuwe Testament, nie net een van die twee nie, beide Ou en Nuwe Testament voor as God se gesaghebende woord. Dis die plek waar jy wil begin, maar net begin. Tweede diagnostiese vraag, is die woord, die waarheid wat die leraar bring, al is dit vanaf die Bybel af, is dit Jesus gesentreerd? Met ander woorde is die interpretering van die Ou Testament laat dit altyd vorentoe kyk na die vervulling in Jesus. En is die verstaan van die Nuwe Testament laat dit heeltyd bou op die Ou Testament. Is daar die waarheid uit die skrif, maar is dit Jesus gesentreerd? Derde diagnostiese vraag. Daardie Jesus in daardie Bybel wat in daai waarheid verkondig word, is hy hierdie Jesus God se geliefde seun met wie God welbehaag het. Die een wat God se guns geniet. Want dis die evangelie, vriende. Die evangelie sê ek en jy kan niks in en van onsself doen om God se guns te wen nie. Die evangelie sê Jesus is die seun op wie God se guns sit. En so ons kyk na hom, ons deur geloof is verbind aan hom. In Jesus geniet ons God se guns want hy is die geliefde seun met wie die Vader tevrede is. Die vierde en die laaste diagnostiese vraag. Roep die waarheid van die leraars jou en vir my om nie net met ons ore te luister na Jesus nie, maar wat Matteus 17 vers 5 bedoel het met luister na hom is. Soos as jy vir jou kinders sê luister na my, jy bedoel nie hoor die woorde wat op die klankgolwe gaan hè. Luister ons na Jesus. Is ons gehoorsaam aan hierdie Jesus? Is die waarheid daar om eintlik jou en my te kry om ons sonde te regverdig? Is die waarheid wat verkondig het eintlik maar net daar om jou en my te kry om ons eie koninkryke te kan bly bou? Maar vriende, hier is die beste teenvoeter vir die Satan se leuns. Die beste teenvoeter is eintlik bloot net om in 'n lewende, werklike, in pas met die Gees verhouding met Jesus te wees en te wandel. Dis die beste ding vir jou en vir my wanneer dit kom om te kan weet wat is waarheid. Dit is vir jou en vir my om as dit ware spreekwoordelik elke dag op daai berg ons tente op te slaan soos Petrus en in die teenwoordigheid van Jesus
te wees en te bly, hom in al sy glorieryke glans te kan sien. Dis daar, vriende, wat ek en jy God se stem die heeltyd hoor wat sê, luister na my seun, luister na my seun, moenie luister na enigiets anders te doen nie. Dit bring my by die tweede ding wat ek vir ons wil uitwys, vriende, die tweede rede, hoekom Petrus vir jou en vir my sê, ons moet 'n mense wees, ligpunt, ons wil 'n kerk wees, wat gaan agslaan op die skrif. Dis nie net gegewe wat die skrif is nie, maar dan tweedens sê Petrus ons in die gedeelte, dit is gegewe wat die skrif doen. Wat die skrif doen, behoort ons te motiveer om ag te slaan daarop. Kyk weer saam met my na ons teksgedeelte. Kyk weer na vers 19. Tweede helfte van vers 19. Sê Petrus vir ons, hierdie profetiese woord wat nog vaster staan, behoort ons op te fokus. Hoe behoort ons op te fokus? Hy sê, fokus daarop soos wat jy fokus op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Nou as ons so klein bietjie hier dubbelklik op. Hoekom lamp? Is dit maar net 'n oulike illustrasie met Paulus het dit half uitgedink? Nee, Paulus het dit nie uitgedink nie. Dit kom uit die Ou Testament, vriende. Onthou julle laasweek, wat het ons laasweek gesê? Genesis 1 vers 3, in die begin het God gesê, laat daar lig wees en die lig het geskyn. Dit was deur God wat gepraat het, wat sy lig lewe gebring het. Dit word dan deur die Bybel die manier wat God se lig skyn, altyd by wyse van sy woord. En so in Eksodus, nadat die Israeliete by Sinaï in 'n verbond met God kom, sê God vir hulle, bou vir julle 'n tabernakel. En daai tabernakel, ons het dit tevore al gesien, is eintlik daar om 'n replika te wees van die tuin van Eden. Die tabernakel se kunswerk het beide bome op, net soos in die tuin van Eden, die ingang is in die ooste, soos die tuin van Eden. Daar's tot 2 prente van gerubs aan die ooste kant van die tabernakel. Die priester trek aan met klere wat jou behoort te laat dink aan Adam. En as jy in die heiligste instap, wat het jy in die heiligste? Daar's 'n lamp. Daai lamp lyk soos die boom van die lewe in Genesis 2 en hy brand die heeltyd. Daai lamp brand die heeltyd. Hoekom brand hy die heeltyd? Want in die allerheiligste binne in die ark, daar is God se woord, die wet van Moses en die punt, die simboliek van dit alles is daai plek daar in God se teenwoordigheid waar God se woord heers. Daar skyn God se lig. En dit is, vriende, dan wat ons sien in die res van die Ou Testament. Ek gaan net 3 versies, ek het weer seker 5 ander versies uitgesny wat ek gebrand het om vir julle te lees. Kyk saam met my nou, net 3 verse wat juis hierdie punt vir ons maak. Wat die woord en die lig, die woord en die lamp vir ons kommunikeer. Psalm 43 vers 3 sê die psalmskrywer, stuur die lig en stuur die waarheid. Laat dit my lei op my pad. Psalm 119 vers 105, u woord, o God, is 'n lamp vir my voet. En dit is 'n lig vir my lewenspad. Spreuke 6 vers 23, want u gebod of die gebooie is 'n lamp en die onderrig is 'n lig. Ek ry by Ligpunt so 1 keer 'n jaar, ek mag een Lord of the Rings illustrasie 'n jaar doen by Ligpunt. Hier is hy nou, is in Januarie, so jy gaan die res van die jaar hopelik nie nog 'n Lord of the Rings illustrasie kry nie, maar hy. Hier is dit. In Lord of the Rings die boek, nie die fliek nie. Jy kan dit so 'n bietjie sien in die fliek, maar in die boek is daar 'n hoofstuk en die titel van die hoofstuk se naam is A Journey in the Dark. Nou gaan al die Lord of the Ring geeks saam met my hulle koppe knik, okay? Die hoofstuk A Journey in the Dark gaan oor dit. Die fellowship hier met Frodo en Gandalf en die ander ouens wat saam met hom nou op hierdie reistog is, hulle is op pad om van die ring ontslae te gaan raak, maar hulle moet deur Moria gaan. Moria is grotte, 'n ou bewoning, spilonke onder die Misty Mountains. 1000 jaar tevore was Moria eintlik die koninkryk van die dwerge gewees, die dwarfs gewees. En daar het hulle gemyn en gebly en dit was 'n lieflike plek, maar hulle het gierig geraak, hulle het gulsig geraak. Hulle wou hulle eie koninkryk bou en so hulle dieper en dieper en dieper begin delf
en hulle het so diep gedelf om net meer en meer rykdomme te bekom, dat hulle die Balrog, dit is hierdie demoniese gedierte, wakker gemaak in die diepste ondergrond van die wêreld. En uit hulle gierigheid uit het hulle hom wakker gemaak en hy het wakker geword en hy het die dwerge en hulle koninkryk vernietig, almal doodgemaak en Moria het 'n plek geword waar net die goblins en die orks en die Balrog, die demoniese dier nou woon. En nou is daar nie 'n ander pad vir die fellowship as deur Moria nie. En hulle stap en dis pikdonker. Hulle kan nie hulle hand voor hulle oë sien nie. En dan hoor ons die volgende. Kyk saam met my wat Tolkien sê. In this Gandalf. In his left hand he held up his glimmering staff, the light of which just showed the ground before his feet. It was well for the company that they had such a guide. They had no fuel nor any means of making torches. Without any light that they soon would have come to grief. There were not only many roads to choose from, there were also in many places holes and pitfalls and dark wells beside the path in which their passing feet echoed. There were fissures and chasms in the walls and the floor, and every now and then a crack would open right before their feet. En vriende, my punt daarmee is dit. Ek en jy, ons woon in Moria. En ek wil vir jou sê, dit is 'n teken dat die Here in jou lewe aan die werk is, as jy jou kop kan knik en besef dat ons woon in Moria. Die Bybel sê ons woon in die koninkryk van duisternis. Ek en jy woon in 'n plek waar ek en jy nie die geestelike vermoë het om werklik te kan sien nie. Daar's 'n magdom paaie voor ons, daar's 'n klomp plekke wat jou en my kan laat struikel en kan val en o vriende, daar is soveel gediertes en scary dinge in hierdie scary donker wêreld. Maar dank Vader, ek en jy het 'n lamp. In hierdie donker wêreld, en dit wys nie vir jou en vir my alles tot ons in die nuwe hemel en aarde kom nie. Daai bietjie lig wat hierdie lamp gee ons net dalk so 'n paar tree voor ons. Maar ons het 'n lamp wat in hierdie donker wêreld skyn, en dit is God se woord. En my vraag aan elkeen van ons vriende vanoggend is eenvoudig dit: wat maak jy met hierdie lamp? Wat maak jy met hierdie lamp? Jy sien, ek dink ons word baie kere aangespoor. Ek dink ons weet dit is soos Christendom 101. Lees jou Bybel, bid elke dag. Ons weet ons behoort tyd in God se woord te spandeer, en ons word gereeld gesê, spandeer tyd in God se woord, maak seker jy kom by stilte tye uit, dalk as jy 'n gesin het, maak seker dat daar's huisgodsdiens op tye, skakel in by 'n ligpunt gesin, of lees met iemand Bybel op 'n weeklikse basis, of maak seker jy kom op Sondag waar God se woord gepreek gaan word. Ons hoor dit en ons weet dit. Ek dink vir baie van ons hoor ons dit, maar die Bybel raak vir ons soos iets wat ons moet doen. Want dit is God se woord. Hy sê vir ons moet luister, so dit raak soos 'n chore. Dit raak soos 'n verpligting vir ons. Ek moet net weer Bybel lees. Vriende, dit is soos daar in Moria as dit donker is. Jy as Gandalf se lig aangaan, dan sê jy nie, ons moet alweer naby hierdie lig wees. En jy sê soos, "Jy! Ek kan sien waar ek kan trap. Ek kan sien watter pad ek moet vat. Ek kan net sien waar dalk die scary monsters is wat ek vandaan moet wegkom." Vriende, ons lees nie die Bybel omdat ons moet nie. Ons lees die Bybel want ons is wys. Ons lees die Bybel want ons besef dit is die lamp vir ons in 'n duister plek. Dit is die goeie lewe, en vir daai rede verbly ons onsself oor die kosbaarheid van die woord wat ons lamp in 'n donker plek is. Kyk saam met my. Psalm 119 is verseker die teksgedeelte wat die meeste verkondig hoe amazing dink gelowig is God se waarheid, sy woord. Net 'n paar, hierdie is nie almal nie, maar het ek vir ons 'n paar gegee, ek gaan dit vinnig lees. Psalm 119. Hoor, wat ek wil hê jy moet raak lees is die houding van die psalmskrywer, soos wat hy dink oor die woord van God. U voorskrifte, o Here, gee vir my vreugde. Daai versies, daar is elke keer wat hy dit direk sê. Ek verlang na u opdragte. U wet, o God, het ek lief.
U woord is vir my vertroosting in my ellende. U voorskrifte was vir my liedere, die onderrig uit die mond is vir my beter as 1000 stukke goud en silwer. Kan jy dit sê? Dat God se woord is vir jou beter as 1000 stukke goud en silwer. My oë smag na u beloftes. Hoe streelend is u woord nie vir my verhemelte nie. U bepalings is vir my wonderlik. Vriendin, is dit hoe ek en jy voel oor die Bybel? Dis nie ons verantwoordelikheid om die Bybel te lees nie, dis ons vreugde. Om Bybel te lees, tyd in God se woord met sy mense te spandeer, is nie vir ons 'n las nie. Dit is ons liefde. Let wel, vriende, ek en jy sal net 2 Petrus 2 vers 19 agslaan op die skrif as ons in die diepste plek in ons hart van harte oortuig is hoe kosbaar en hoe kragtig die skrif in 'n donker wêreld is. Julle sien, soos in Moria, vriende, daar in die diep donkerste wêreld waarin ek en jy onsself bevind, is daar soveel gevare. Hierdie wêreld is 'n scary plek. En ek wil vir jou sê, as jy jonk is en jy dink, nee, waarvan praat jy? Hoe ouer jy word, hoe meer besef jy hoe scary is hierdie wêreld. Daar is soveel gevare in hierdie wêreld, daar is soveel gebrokenheid. Daar is soveel aaklige gediertes in hierdie duister wêreld. Ek wonder, wat is dit vir jou? Wat is die monsters wat om die hoeke uitspring vir jou? Nou hoor asseblief tog mooi, want ek moet hierdie mooi sê, want ek wil nie jy moet my verkeerd hoor nie. Dit is verseker nie die geval, vriende, dat elke liewe noodlot in jou en my lewe ons skuld is nie. Dit is nie wat ek sê nie. Maar hierdie is die hele punt van die boek Spreuke, en ek wil jou uitnooi om die hele jaar te vat, om deur die boek van Spreuke versie vir vers te gaan lees. Hier is die punt van die boek Spreuke. Ons moet erken dat so baie kere in ons eie lewens val ons en ons kry seer en ek en jy kom by doodloopstrate in ons lewens uit en ek en jy word verstrengel in aaklige goeters en die Satan kry sy kloue in jou en my vir die eenvoudige rede omdat ons nie in die lig van die lamp van God se woord wandel nie. Het jy dit al in jou eie lewe gesien afspeel? Ek het al baie kere in my lewe en dit verstom my hoe ek dit nog steeds doen, maar dit het al baie kere in my eie lewe gebeur. Het jy dit al in jou lewe gesien afspeel? Jesus skyn sy lig in jou lewe. Jy weet in jou heart of hearts, Jesus skyn sy lig in jou lewe, maar jy kom by 'n T-aansluiting en jy weet Jesus sê vir jou gaan regs. Maar jy kies links. Jy soek meer goud hieronder in Moria. God se woord praat met jou, sy gees skyn sy lig in jou lewe. En jy weet wat is die rigting waarin Jesus vir jou sê jy jou lewe behoort in te rig. Maar wat ons doen is ons onderdruk die lig en ons kies eerder die pad van duisternis. En wat is die uiteinde? Die eindeinde is nie Genesis 1 tot 3, 'n plek waar die lig skyn en waar daar die goeie lewe is nie. Die uiteinde dan in ons lewens, daar waar ons in die duisternis wandel, nie in die lig van die lamp nie, is Genesis 1 vers 2, dis weer daai plek wat donker is, die plek van chaos. Vriende, dis ek, dis jy. Maar ons goeie nuus, die goeie nuus is dat vir dwaase mense soos ek en jy is daar hoop. Daar is hoop vir jou en vir my en dit is die evangelie, dit is die goeie nuus van Christendom. Die goeie nuus van Christendom is dat Jesus, die een na wie ons luister, hy het die duisternis oorkom. Die duisternis sal nie wen nie, die duisternis sal nie die laaste lag inkry nie. As ek en jy in Jesus glo, vriende, sê die Bybel,
As ons in hom glo, dan behoort ons aan Jesus, maar meer as dit, dan sê dit, Jesus is met ons. Jesus stap die pad saam met jou en my. Jesus is as dit ware jou en my Gandalf, wat deur sy woord vir ons die lig gee op jou en my pad. En hier is die goeie nuus, kyk in ons teksgedeelte, en ons is amper daar, ek is besig om af te sluit. Die goeie nuus is dat hierdie Jesus, wat met ons is en vir ons is, kyk daar na vers 16, laaste gedeelte van vers 16, in ons teks, hierdie Jesus het onsagwekkende grootsheid. Julle sien, in sy eerste koms het hy sy onsagwekkende grootsheid reeds aan ons bewys. Hy het die sonde en die Satan en die dood het hy reeds oorwin. En in sy tweede koms, wanneer hy gaan terugkom, sal hy beloof hy die duisternis finaal uitdoof. Kyk daar, laaste gedeelte, sinsdeel in vers 19. Einde vers 19 sê, daar gaan 'n dag aanbreek wanneer die môrester gaan opgaan in ons harte, vriende. Die boek Openbaring eindig 2 keer noem vir Jesus as die môrester. Vriende, Jesus is die môrester wat eendag by sy wederkoms gaan opkom. Soos wat daai môrester, wat doen die môrester? Die môrester wat inkom in die oggend, is die aankondiging in jou en my, is dat die duisternis is nou verby. Nou is daar net lig wat heers. Vriende, Jesus kom terug. Wanneer Jesus terugkom, is daar geen meer duisternis nie. En dit is hoekom die Bybel eindig soos dit doen. Laas week het ek geëindig deur te kyk na Openbaring hoofstuk 22. Net in die hoofstuk voor dit, soos wat die Bybel die storie van realiteit eindig het in Openbaring 21, vers 23 met hierdie woorde, my laaste woorde, gelees. Hoor hoe eindig, hierdie is wat ons wat ons antisipeer, vriende. Ook in hierdie stad, dis die nuwe hemel en aarde, ook in die stad, het die son en die maan, ook het die stad nie meer die son en die maan nodig nie, om haar te verlig nie. Want die heerlikheid van God gaan hier sy mense verlig. En die lam, Jesus, gaan ons ewige lamp wees. Ek weet nie van jou nie, vriendin, maar ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag nie. Ek sien uit vir die dag, wanneer daar geen meer duisternis in my gaan wees nie, en wanneer daar geen meer duisternis in jou gaan wees nie. Ek sien uit vir daai dag. Ek sien uit vir die dag, wanneer daar geen meer duisternis om ons gaan wees nie. Geen meer nag nie, net lig vir alle ewigheid, God se oorvloedige lewe. Ek sien uit vir daardie dag, maar vriende, ons is nie nou daar nie. Ek en jy is nou nog in hierdie duister wêreld, en vir daardie rede kort ons die lamp, die woord, om in die lig van die lamp te wandel. Ligpunt, mag ons ag slaan op God se woord. Mag dit ons lewens as 'n kerk en ons as 'n gemeente definieer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U loof en prys dat U in hierdie duisternis U lig ingeskyn het, spesifiek in die persoon van Jesus deur sy Gees soos gepen, ook in hierdie woord, die Bybel wat ons het. Ons loof en prys U, o Heer, dat ons nie in hierdie scary plek op ons eie paadjies hoef af te gaan nie. Ons loof en ons prys U dat U is met ons en U sal ons kry in U beloofde land. Ag Here, ek bid dat deur die Gees U sal aanhou werk in ons individueel en gesamentlik, dat ons gelowiges en 'n geloofsgemeenskap sal wees wat sal wandel in die lig van die woord. Tot daardie dag, o Here, wat ons in U aangesig sal wees. O, ons sien uit daarna. Ons bid. Kom Here Jesus, kom. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.